Ons kom van vandag af by die laaste deel van Joshua. Jy kan sê die afsluiting. Elke een van God se beloftes oor die beloofde land is reeds vervul. Niks daarvan het oorgebly nie. Soos wat hy al meer as 500 jaar voor dit vir Abraham en sy nageslag beloof het, het hy hierdie hele beloofde land aan hulle gegee en hulle het dit in besit geneem. Saam met die priester Eleazar het Joshua dan vir elke stam sy spesifieke deel gegee in daardie land, soos wat God vir hulle dit aangewys het met die loting. Elkeen moes nog sy deeltjie van die land wat hy gaan kry het, heeltemal gaan skoonmaak. Maar die veldslag, die oorlog was verby. Die land was hulle sin. En uiteindelik, na meer as 7 jaar se oorlog, vandat hulle in Jerigo begin het, kan hulle huis toe gaan. Kom ons lees dit uit Joshua 22. Aan die einde van hoofstuk 21 kom dit daarby, dat, kom ek lees vers 45, nie een van die goeie beloftes van die Here aan Israel gemaak het onvervul gebly nie. Hulle is nagekom, almal. En dan vers 2, hoofstuk 22. Joshua het daarna die stamme Ruben en Gad en 1/11 van Manasse geroep en vir hulle gesê, julle het alles gedoen wat Moses, die dienaar van die Here, julle beveel het, en julle was gehoorsaam aan alles wat ek julle beveel het. Julle het hierdie hele tyd tot vandag toe nie julle broers in die steek gelaat nie, en julle het gedoen wat die Here julle God julle beveel het. Nou het hy aan julle broers 'n woonplek gegee soos hy hulle beloof het. Gaan nou terug na julle woonplekke toe, na julle eie gebied oorkant die Jordaan, wat Moses, die dienaar van die Here, aan julle toegeken het. Sorg net dat julle die gebod en die wet van Moses, die dienaar van die Here julle opgelê het, getrou onderhou, naamlik om die Here julle God lief te hê en volgens sy wil te lewe, om sy gebooie te onderhou, aan hom getrou te bly en hom met julle hele hart en siel te dien. Joshua het hulle met 'n seënwens laat gaan en hulle is na hulle woonplekke toe. Vir die 1/11 van die Manasse stam het Moses se gebied in Basan gegee en vir die ander helfte het Joshua wes van die Jordaan 'n gebied gegee saam met die ander stamme. Toe Joshua die stamme na hulle woonplekke toe laat gaan met 'n seënwens, het hy vir hulle gesê, gaan terug na julle woonplekke toe met groot rykdom, met groot troppe vee, met silwer, goud, koper en yster, met baie klere, maar deel die buit wat julle van julle vyande gevat het, met julle stamgenote. Die stamme Ruben en Gad en die halwe Manasse stam is toe van Israeliete in Silo in Kanaan af weg, om na Gilead toe te gaan, na hulle eie gebied, wat in besit geneem is op die bevel wat die Here deur Moses. Toe hulle by Gelilot aan die Jordaan, aan die Kanaan kom, bou hulle daar by die Jordaan 'n altaar, 'n groot, indrukwekkende altaar. Die Israeliete het gehoor dat die stamme Ruben en Gad en die halwe Manasse stam die altaar gebou het en dat dit teenoor Kanaan by Gelilot aan die Jordaan was, aan die Israeliete se kant. Toe het die hele Israelitiese vergadering in Silo bymekaar gekom, gereed om oorlog te maak teen die 2 stamme en die halwe stam. Die Israeliete het vir Pinias, seun van die priester Eleazar, na die stamme Ruben, Gad en die halwe Manasse stam in Gilead gestuur. Saam met Pinias was daar 10 volksleiers, 1 vir elke stam van Israel, elkeen 'n hoof van 'n Israelitiese familiegroep. Toe hulle by die stamme in Gilead kom, sê hulle vir die stamme, so sê die hele volksvergadering van die Here,
Hoe kon julle die daad van ontrou begaan teen die God van Israel? Julle het mos nou die Here verlaat, toe julle die altaar gebou het. Julle is nou in verset teen hom. Was ons sonde by Peor nie erg genoeg nie? Tot vandag toe nog is ons nie daarvan gereinig nie, ten spyte van die plaag wat die volk van die Here getref het. Vandag verlaat julle die Here en kom julle in verset teen hom. Môre breek sy toorn los teen die hele Israel. As julle gebied onrein is, kom oor na die Here se eie gebied toe, waar sy tabernakel staan, en vat vir julle 'n gebied tussen ons. Maar moenie in verset kom teen die Here en teen ons deur vir julle 'n altaar te bou bo en behalwe die altaar van die Here ons God nie. Akan, seun van Serach, was ontrou met wat aan die Here gewy was, en die toorn het teen die hele Israel losgebreek. Nie net hy het vir sy sonde gesterf nie. Die mense van Ruben, Gad en die halwe Manasse stam het vir die hoofde van die Israelitiese familiegroep gesê: Die Here alleen is God. Die Here alleen is God. Hy weet. En Israel moet weet. As dit in verset en ontrou teen die Here was, dan moet julle ons vandag nie spaar nie. Of ons vir ons 'n altaar gebou het om die Here te verlaat en daarop brandoffers, graanoffers en maaltydoffers te bring, dit sal die Here self vasstel. Nee, dit was uit kommer dat ons dit gedoen het. Ons het gedink, môre oormôre sê julle nageslag dalk vir ons sin, wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? Die Here het 'n grens gestel tussen ons en julle, die Jordaan. Julle het nie deel in die Here nie. So sou julle nageslag ons sin kon verhinder om die Here te dien. Ons het toe gedink, ons moet vir ons 'n altaar bou, nie vir brandoffers of ander diereoffers nie, maar as 'n getuie tussen ons en julle en tussen ons nageslagte, dat ons die diens aan die Here by sy heiligdom sal uitvoer met ons brandoffers, ons ander diereoffers en ons maaltydoffers, en dat julle nageslag nie later vir ons sal sê, julle is nie deel in die Here nie. Ons het gedink, as hulle dit later vir ons of ons nageslag sou sê, sou ons nageslag kon sê, kyk die model van die Here se altaar. Ons voorvaders het dit gemaak, nie vir brandoffers en ander diereoffers nie, maar as 'n getuie tussen ons en julle. Ons dink glad nie daaraan om teen die Here in verset te kom en hom te verlaat deur 'n altaar te bou vir brandoffers en graanoffers en ander diereoffers, bo en behalwe die altaar wat die Here ons God voor sy tabernakel nie. Toe sê die priester Pinias en die leiers van die volksvergadering vir die Israelitiese stamfamiliehoofde wat by hom was, hoor wat die mense uit Ruben, Gad en Manasse sê, en hulle was tevrede. Pinias, seun van die priester Eleazar, het vir die mense van Ruben, Gad en die Manasses gesê, ons weet nou die Here is by ons. Julle was nie ontrou aan die Here nie. Julle het Israel aan die straf van die Here laat ontkom. Pinias, seun van die priester Eleazar en die volksleiers is toe terug na die mense van Ruben en Gad af uit Gilead na Kanaan, na die Israeliete toe en het verslag gedoen. Die Israeliete was tevrede en het God geprys. Hulle het afgesien van die plan om die mense van Ruben en Gad te gaan aanval en die gebied waar hulle woon te verwoes. Die mense van Ruben en Gad het die altaar 'n naam gegee en gesê, hy is die getuie tussen ons, dat die Here God is. Dis die woord van die Here. Hier is twee hoofdele in hierdie hoofstuk wat 'n mens sou kon gebruik. Die een is hierdie simbolisering, om 'n simbool in plek te sit, wat vir ander bevestig dat jy deel is van God se volk. Mens sou die vraag kan vra, wat doen ons om te bevestig dat ons deel is van die Here se volk, sodat ander dit ook sal weet?
Wat doen ek en jy in die gemeente? Sodat ander in die gemeente weet, ons is saam deel van God se volk. Ek wil egter op die ander deel fokus. Die optrede van die Israeliete toe hulle hoor van hierdie altaar wat gebou is. Die land Kanaan was eintlik daardie deel aan die weste kant van die Jordaan. Van die Jordaanrivier af tot by die Middellandse See. Dis die land Kanaan. Toe hulle deurtrek deur die Jordaan, het hulle dus in die Kanaan ingegaan om dit in besit te neem. Dit het ons gelees in Joshua 3. Maar voordat hulle deur die Jordaan gegaan het, het die Here reeds aan die ooste kant van die Jordaan, nog in Moses se tyd, 'n deel van daardie land gegee as deel van die beloofde land. Julle sal onthou, die vorige keer het ons gaan kyk waar is elke stam se plek. En Ruben en Gad en die helfte van Manasse se grondgebied lê aan die ooste kant, of eintlik van die ooste kant, as ons van julle kant af kyk. Aan die weste kant, die ander. In die Deuteronomium 3 lees ons hoe hulle daardie deel ingeneem het, hoe God dit in hulle hand gegee het, net soos wat hy die weste kant gegee het, en hoe hulle dit begin bewoon het. Maar ons lees ook daar die opdrag dat die weerbare manne van Ruben en van Gad en van hierdie halwe Manasse span, hulle moes saam deur die Jordaan gaan met die res van die volk, om die hele Kanaan in besit te gaan neem, want hulle is deel van die volk. Hulle vrouens en kinders, die kon in die gebied agterbly in die ooste, maar hulle moes, die weerbare manne moes saam gaan. En toe dit gedoen is, toe die hele Kanaan in besit geneem is, toe dit verdeel is, toe stuur Joshua nou hierdie weerbare manne van Ruben en van Gad en van die halwe Manasse span, stuur hy hulle huis toe, soos die ander. Dit moes 'n baie emosionele afskeid geneem wees daar in Silo, toe die klomp uitmekaar uitgaan. Jy moet jou dit indink. Enige een wat al swaar tye saam met iemand deurgemaak het, sal daai afskeid kan verstaan. As jy in die weermag was, dan sal jy dit ken. Veral as hierdie klomp wat vir 7 jaar saam in 'n oorlog was, wat saam gedeel het aan die vrese van gevaar, en wat saam kon deel aan die opgewonde feesviering van oorwinnings. Dit moes 'n nostalgiese, hartseer afskeid gewees het van mekaar. Partymal is die verhouding wat jy het met jou kameraad in oorlog baie dieper, selfs as wat jy het met jou eie familie by die huis. In daardie gevaar is dit asof ons siele aan mekaar vasgroei. Maar daarmee saam die opgewonde blydskap om huis toe te gaan, na jou hartsmense toe. Dis nie dieselfde nie, maar as mens terugkom na 'n sporttoer, dan ervaar jy ook so ietsie daarvan. Dis so lekker om huis toe te gaan, maar dis nie lekker om totsiens te sê vir jou spanmaats, saam met wie jy dalk nou harde bene moes kou nie. Joshua stuur hulle huis toe, en hy stuur hulle huis toe met al die seëninge wat die Here gegee het, al die buit wat hulle gehad het. Jy kan dink, al die rykdom in Kanaan, dit het hulle ingeneem. Dit het die Here vir hulle gegee. Dit wat hy nie vir homself geneem het in banvloek nie, het hy vir hulle gegee. Vat dit saam huis toe. Hy stuur hulle met al hierdie seëninge, en dan gee hy vir hulle net een opdrag. Vers 5. Om die Here julle God lief te hê, en volgens sy wil te lewe, om sy gebooie te onderhou, om aan hom getrou te bly met jou hele hart en met jou hele siel. Daarmee stuur hy hulle huis toe. En toe die klomp by die Jordaan kom, nog voordat hulle deur die Jordaan gaan aan die ooste kant toe, toe hulle nog in Kanaan is, toe besluit hulle, nee, kom ons bou hier 'n altaar. En hulle bou 'n baie indrukwekkende altaar. Ons moet weet, 'n altaar in die Ou Testamentiese tyd was 'n baie, baie belangrike ding. Party kerke hou dit vandag nog as 'n baie belangrike simbool. Maar dit is in Christus totaal vervul. Heeltemal. Christus is die anker in ons lewe. Nie meer die ander simboliek nie. Ons kyk nie meer in skare wees vas nie, ons kyk in Christus self vas. Maar destyds was 'n altaar 'n baie, baie belangrike ding in hulle belewenis van God.
Dit was 'n simbool van God se teenwoordigheid en van sy voorsiening. Dit was 'n heilige plek waar hulle God ontmoet het en met nederige offerhande het hulle met hom gemeenskap gehad. Hulle was saam met hom. En dis daar by die altaar wat hulle God se versoening en op sondes ontvang het. Waar hulle hom in danksegging aanbid het en verheerlik het. Die altaar was in die kern van hulle belewenis en van wie God in hulle lewe is. Die altaar was 'n herinnering dat God met hulle 'n verbond het, dat hy al hierdie beloftes vir hulle gemaak het, maar ook 'n herinnering dat hy van hulle eis om in die verbond gehoorsaam aan hom te lewe. 'n Herinnering dat hulle hom met oorgawe aanbid, met hulle hele hart, hulle hele siel, al hulle kragte, al hulle verstand, alles is aanbidding aan God. Die manier hoe jy werk, die manier hoe jy ploeg en plant, en die manier hoe jy fees vier, die manier hoe jy hartseer is wanneer 'n geliefde sterf, die manier hoe jy deur jou siekte werk, alles is aanbidding. Want jy lê dit voor hom neer. Jy onderwerp jou aan sy gesag. En dis alles wat in hierdie altaar gesimboliseer word. En dit klink mos nou na baie goeie ding om te doen, is dit nie? Ek bedoel, dis mos 'n goeie ding dat hulle 'n altaar vir die Here bou. En nou mens vra maar, waarom was die res dan nou so omgekrap daaroor? Hoekom het hulle so verskriklik gereageer? Hulle is so ontstel dat hulle regmaak vir oorlog teen hierdie selfde kamerade van wie hulle so pas in droefgeestigheid afskeid geneem het. Hulle kan nie maar aanvaar dat ander mense, hierdie klomp, God op 'n ander plek en op 'n ander manier aanbid nie. Waarom nie? Hoekom is hulle so onverdraagsaam en foutvinderig? Wie gee hulle die reg om te wil voorskryf hoe ander God moet aanbid? Nou, dis die vraag wat ons vandag kry, is dit nie? Om 'n reaksie te verstaan is daar twee dinge wat ons moet reg vir begryp. Die eerste een is dieselfde kernvraag waarmee ons vandag in ons lewe te doen kry. Wie bepaal hoe God aanbid en vereer moet word? Wie bepaal wat die gebruike, die gesindheid in 'n erediens is? Wie bepaal hoe ek God dien in my lewe? Deesdae het baie mense baie opinies hieroor. Maar weet jy, al die antwoorde behalwe net een is totale snert. Wat is aanbidding? Aanbidding is nie maar net om te bid en te prys en te vra nie. Aanbidding is om alles wat jy is en alles wat jy het, alles wat jy doen in nederige onderdanigheid neer te lê voor die een wat jy aanbid. En as jy sê dit is om alles voor hom neer te lê, dan beteken dit ook die manier hoe jy dit doen, lê jy voor hom neer. Voor hom is daar nie plek vir 'n eie willigheid nie, want dan is dit jy wat bepaal hoe jy hom doen. Nee, jy aanbid hom. En dan bepaal hy hoe en waar. Hy bepaal alles. Hy bepaal wat die gesindheid moet wees wanneer ons by mekaar is. Hy bepaal wat die middele is waarmee hy ons hom aanbid. Hy bepaal die manier en die plek. Dis nie die aanbidder wat besluit hoe hy aanbid nie, want dan is dit nog nie totale aanbidding nie. Nee, die een wat aanbid word, bepaal alles. As jy dink en beweer dat jy die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid, as jy beweer dat jy die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid soos wat hy hom in die Bybel openbaar, dan is dit hy, Vader, Seun en Gees in die skrif wat bepaal hoe hy aanbid word. Geen eie willigheid uit. Selfs al
is dit met die beste van intensies. Ons vind ons vreugde om dit te doen soos hy wil. Gaan lees maar 'n bietjie in Levitikus 10, wat doen hy met mense wat hom wil dien op hulle manier? Aaron se 2 seuns. Nou in daardie tyd, hier in Joshua, en dit is nou nog voordat Christus gekom het, dit is nog voordat die Heilige Gees uitgestort is en elke gelowige se hart as sy blyplek vir homself opgeëis het. Voor daai tyd, voor Christus, het hy bepaal waar hulle hierdie aanbidding voor hom moet doen. En hulle het dit goed geweet. Deuteronomium 12. Moenie julle brandoffers sommer op enige plek offer wat vir julle goed lyk nie. Julle mag dit net offer op die plek wat die Here sal kies, in die gebied van een van die stamme. Daar moet julle julle offers offer. En daar moet julle alles doen wat ek julle beveel het. Dit was sy Bybel, die opdrag op daardie tyd. Levitikus 17 vers 8 beveel hy dat daardie plek by die ingang is van die tent van samekoms, waarin sy ark ook was, waarin die ander simbool van sy teenwoordigheid was. Dis hoe hy dit destyds wou doen. Julle weet dat in Christus is dit vervul en is dit vandag anders. Maar dit is wat die Bybel vir hulle geleer het. Vir die Israeliete wat daar in Silo bymekaar was, het dit gelyk dat hierdie altaar daar by die Jordaan is lynreg teen die uitdruklike voorskrif van God. 'n ander altaar op 'n ander plek as by die tent van ontmoeting, dit is inderdaad om ontrou te wees. Dit is 'n verset teen God se bevel. En dit sal God se toorn ontvlam. Dit weet hulle baie goed. So die eerste ding wat ons moet weet is dat hulle het gehoor van iets wat gedoen word wat nie volgens God se voorskrif is nie. Maar nou sê jy kan vra, wat het dit met hulle te doen? Is dit dan nie 'n saak tussen hierdie Ruben en Gad en die Manasses daar langs die Jordaan? Is dit nie 'n saak tussen hulle en God nie? Nee, die tweede ding wat ons moet onthou is dat dit nie net die ene is wat sondig wat daaronder lê nie. Die hele volk lê daaronder. Hulle verwys in vers 17 na die straf by Peor. Nou by Peor wat daar gebeur het, is die Israelitiese mans is verlei om saam die Medianitiese meisies en vrouens hulle afgode te aanbid. God het hulle baie swaar gestraf. Nie net die 27,000 wat hy laat doodmaak het omdat hulle die afgode aanbid het nie. Die hele volk se toekoms was in gevaar. Hulle noem ook in vers 20 Achan se sonde toe hy van Jerigo se banvloek gevat het. En dit was nie net Achan wat gestraf is nie, maar al sy mense en die hele Israel moes voor die kleine Ai vlug. Al die konings in Kanaan het moed geskep. En weer was die hele volk se inname van die land bedreig. As daardie manne van Ruben en Gad in die oostelike helfte van Manasse, as hulle God sou aanbid anders as wat hy voorskryf, sou dit die hele volk onder God se straf bring. Meer nog, behalwe die gevaar teenoor die volk, moet mens weet dat dit minagting sal wees van die ware God, van hulle God se soewereine heerskappy. Dit sou oneer aan hom wees. En as die res van Israel 'n oneer van hulle God deur hulle eie mense sommer net toelaat, dan sou dit beteken dat hulle laksheid ook die heerskappy van God nie erken nie. En dan word hulle self skuldig aan minagting, want dit maak nie vir hulle saak of iemand nou by die Here bly of nie. Dis 'n dilemma. En dis waarom hulle dan gereed maak vir oorlog, om God se volk te suiwer van afvalligheid. En so moet dit vandag nog wees, né? Ons verhouding met God moet alle ander verhoudings troef. Dis dieper, dis hoër, dis sterker, dit moet eerste wees. My verhouding met God is belangriker as my verhouding met my vrou, met my kinders, met my ouers, met my werk, met my stokperdjie, met my soeke na erkenning, met my gewildheid.
alles ondergeskik. Heel eerste, my verhouding met God. Selfs al sou dit oorlog beteken vir hulle, teen hulle eie kamerade, kan hulle nie anders as om baie duidelik kant te kies vir God en sy heerskappy en sy eer nie. Ons kan nie maar gelate aanvaar wanneer ander nie gehoorsaam bly aan die voorskrifte van God nie. As ander hulle geloof maar wil definieer soos hulle wil nie. Nie meer met geweld en oorlog nie. Maar as iemand aanspraak maak daarop dat hy die God van die Bybel eer en dien, dan kan ons nie maar dit los as hulle dit eiewillig en vals doen nie. Want dit is om van hom 'n karikatuur te maak. Ons kan dit nie doen teenoor individuele gelowiges nie, ook nie teenoor gemeentes, kerke en kerkverbande nie. As ek en jy stil bly, as ons gemeente sou swyg, dan word ons stil bly self ook 'n minagting van God se heerskappy. Dis 'n verskriklike ding om te sê. Maar ons sien hier in God se woord dat hy hierdie mense so aanvuur vir hulle eer en hulle aanbidding aan hom, dat hulle selfs hulle eie kamerade wil aanvat. Maar nou moet ons baie mooi kyk hier. Ons moet nie die manier waarop hierdie saak aangepak word miskyk nie. Hulle stuur 'n afvaardiging om te gaan seker maak dat hulle die sake reg verstaan. Hulle val nie vir die duiwelse stryk op sosiale media nie, of die eensydige opinies en ervarings van vriende en familie nie. Hulle gaan self, direk, om te gaan seker maak wat is regtig die waarheid en wat is die konteks daarvan. Van ver af is ons te geneig om in die balk in ons eie oë te mis. En by daardie ontmoeting draai hulle nie doekies om nie. Hulle noem 'n ding op sy naam. Hulle maak die saak baie ernstig, want hy is ernstig. Hulle praat van verset teen God se voorskrifte. Nie maar, hoe voel julle en wat dink julle nie. Dit wat julle doen is baie duidelik. Dis ontrou, dis 'n verlating van God. Hulle beskuldig nie net van ver af nie. Het julle gehoor, hulle gaan so ver om te sê, as dit is omdat julle na 'n landstreek toe moet gaan waar daar onheil is, kom vat die deel van ons grond. Ons sal die deel wat die Here vir ons toegeken het, vir julle gegee het. Kom na ons toe, sodat julle net by die Here kan bly. Want julle verhouding met die Here is vir my baie belangriker, as om die grond te behou wat God vir my gegee het. Dis baie duidelik wat hulle daar doen. Die opoffering wat hulle maak, om ander by die Here te bring en te hou. Hierdie altaarbouers luister sonder om op die agtervoet van verdediging te klim. Hulle luister. As jy God gehoorsaam wil wees, dan waardeer jy ander se hulp daarin. Of dit nodig of onnodig is nie ter sprake nie. As iemand anders wil help om my by my bestemming te bring van God, dan is ek daaroor dankbaar. Al ken ek die pad, al is ek op die pad, luister ek graag. Hulle luister na die beskuldiging. En hulle bevestig dat hulle hart op dieselfde plek is. Hulle soek ook en hulle sê, as dit inderdaad so sou wees dat ons ontrou is, moet ons dan nie spaar nie. Dis daai deel wat ek en jy albei gesê het, is dat ons onderwerp ons aan die tug in die gemeente. En as dit nodig is om met my aan te spreek, dan sal ek met graagte daarna luister, want ek soek ook die wil van die Here. Maar hulle gebruik dan ook die geleentheid om te verduidelik, waarom het hulle regtig die altaar gebou? En hierdie keer was dit die afvaardiging wat regtig luister. So wanneer ek gaan om met iemand te praat, dan moet ek ook regtig luister. En soos hier, is dit baie keer so, dat as ek die konteks verstaan, dan kom ek agter, nee, ons is nog op dieselfde plek.
Nee, hulle sê, hierdie altaar is nie gebou om te offer nie. Dis nie 'n aktiewe aanbiddingsaltaar nie, dis net 'n simbool. Dis net 'n herinnering aan julle. 'n Herinnering van julle wat aan die weste kant van die Jordaan bly, om tog te onthou dat ons deel is van julle. Hierdie altaar sê, ons is saam met julle voor dieselfde God. Moenie later in die nageslagte wat kom, dink dat omdat ons aan die ander kant van die Jordaanrivier bly, is ons nie deel van julle nie. En dan wil julle later julle grense toemaak en sê, julle gee nie vir ons visums om in Jerusalem te kom aanbid nie. Nee, ons is deel van julle en dis wat ons wil doen met hierdie altaar. En daarmee is die saak bevestig. Afgehandel. Uiteindelik prys almal die Here, dat hulle nog een is voor hom. Nie net een in aanbidding van dieselfde God nie, maar in aanbidding presies soos wat hy dit voorskryf. Getrou aan hom. Jy het seker agtergekom uit die kommentaar wat ek tussenin gemaak het ook, dat hierdie 'n situasie is wat herhaaldelik in elke gelowige se lewe afspeel. In elke gemeente, elke kerkverband. En dit is reg dat dit so moet wees. In Esegiel 33 lees ons dat God elke mens sal oordeel volgens sy eie dade. Maar ons lees ook daar dat die wat die gevaar gesien het en nie gewaarsku het nie, dat hulle aandadig gereken sal word aan daardie sonde. Matteus 18, daar leer Jesus vir ons dat gelowiges wat van sy waarheid afwyk, dat ons met hulle maak soos wat 'n skaapwagter sou maak, om sy hele trop van 99 te los en daardie een te gaan troep en te gaan terughaal. Luister wat lees ons in Jakobus 5. As een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat die sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat menigte sondes vergewe word. Ons roeping is duidelik. Ons kan nie maar net wegkyk wanneer ander ongelowiges nie getrou bly aan God en aan wat hy in sy woord leer nie. Hulle verhouding met God is op die spel. En ook ons sin. Meer nog, om weg te kyk en sogenaamd ruimte te gee vir 'n eie willigheid, beteken eintlik dat ons toelaat en aanvaar dat God se wil nou nie so belangrik is nie en dat mens maar jou eie weg daardeur kan vind. Ons moet baie versigtig wees, want ek weet nie of jy dit ook al ken nie, ek ken dit baie duidelik en definitief, dat in die geskiedenis is die manier waarop gelowiges in kerke mekaar terugbring na die Here toe, meer skade aangerig in mense se verhouding met God as goed. Meer vervreemding gebring. Hier is veral twee dinge wat ons nie moet vergeet nie. 1 Korintiërs 10 vers 12 waarsku ons duidelik, waarsku ons teen die eerste een, en dit is dat die wat dink hulle doen reg, moet oppas dat hulle nie self afdwaal nie. In die manier hoe ons met mekaar werk, moet daar 'n baie diep nederigheid wees. Dat daar nie vinger gewys word van my na jou of na mekaar nie. Ons is almal in voete van klei voor die heilige Here. En daarom in die manier wat ons met mekaar moet praat, mag dit nooit wees my opinie en my voorkeure nie. Dit moet wees, wat wil die Here? En partymal gee die Here ruimte waarvan ek nie hou nie, en dan moet ek daai ruimte gee, want hy gee dit. Maar ek moet by sy woord bly. Die tweede ding is juist deel hiervan is hierdie gesindheid waarmee ons dit doen. Ons moet onthou dat selfs in hierdie terugroep van iemand is ons verteenwoordigers van God. Ons moet sy beeld moet sigbaar word in die manier hoe ons dit doen. Christus moet duidelik word, want ons is sy verteenwoordiger. Sy genade, sy liefde. Sonder om die waarheid prys te gee of af te water,
Dis wat Galasiërs 6 vers 1 leer. As iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En hoe doen mense dit prakties? Hoe doen 'n mens dit? Ag, as ons tog maar net wil luister. Die Here maak dit so duidelik. In Matteus 18 sê hy, as iemand iets verkeerd gedoen het, en dan bedoel hy nie net erge sonde soos moordpleeg of dwaalleer verkondig en sulke goed nie, enige iets wat iemand sou doen wat net nie pas by God se kinders nie. Iemand wat nie meer die ywer toon om God te ken en meer te leer van hom nie. Iemand wat nie meer sy gawes in die gemeente wil gebruik nie. Iemand wat lelik optree teen jou vriend of jou vriendin. Iemand wat 'n gelowige is en nie doen wat mens verwag van God se kinders nie. As iemand so iets doen, moenie met ander daaroor gaan praat en skinder nie, behalwe as jy vir iemand gaan vra of jy dit reg verstaan het. Maar gaan direk, gaan self. Hy sê dit baie duidelik in Matteus 18. Gaan praat in privaatheid met die persoon. En as hy of sy luister, dan het jy 'n broer of 'n suster gewen. Dalk in die gesprek kom jy agter soos hierdie Israeliete dat jy die situasie inderdaad verkeerd verstaan het en dat daar 'n ander perspektief is en dat jy daarvandaan af kan terugkom met opgewondenheid en blydskap want daar was toe nie 'n probleem nie. Hiermee sukkel ons so. Van een lidmaat na die ander ene hoor ek partymal, hierdie ene het nou dit gedoen en ek is nou daar vies vir daai ene want dit het gedoen aan my vriendin en so meer. En dan verdink ek, het jy net gaan vra, gaan praat, want ek ken die ander kant van die storie en dis heeltemal anders. Maar ek praat nie uit nie. Gaan praat self. As ons tog net wil luister wat die Here hier vir ons sê om te doen, sal die gemeente soveel groei in onderlinge liefde en ervaring. Gaan praat self, direk. Die eerste keer is dit moeilik. Maar as ek weet, ek wil graag help na God toe, en ek weet, jy wil graag by God wees, sal ons dan nie mekaar se hande vat, en langs die straat gaan staan en vir mekaar die rigting wys nie? Ja, en dit kan gebeur dat iemand nie wil luister nie. Dan vat jy iemand anders saam. Iemand wat jy vertrou, iemand wat kan help. Iemand wat kan help om seker te maak dat dit die woord van God is wat gespreek word en nie sommer net my eie opinie nie. Iemand wat ook 'n getuienis is daarvan dat dit mooi gedoen word. As iemand luister, dan het jy hom gewen. Maar dit kan wees dat iemand steeds nie luister nie en dis dan wanneer mense die gemeente vra om te help, die kerkraad. En weet jy, dan vat hulle maar weer en hulle loop dieselfde pad weer. En dit kan wees dat dit uiteindelik kom by 'n punt waar mense vir iemand sê, weet jy, ons is baie lief vir jou, maar dit lyk net nie asof jy enigstens wil luister na wat die Here wil nie. En daarom kan jy nie aanspraak daarvan maak om deel te wees van sy volk nie. Dit kan gebeur, maar baie keer, meeste van die kere, bring die Here ons, wat hy ingeroep het, by mekaar lank voor die tyd. Dat ons ook by die punt kom waar hulle gekom het, om hom te eer en te prys vir ons eenheid en ons liefde in Christus. Want daardie een is toe terug, en nou is die 99 Alles in 'n gees van sagmoedigheid. Ons help mekaar soos die een kreupele 'n ander kreupele sou help. Geen beterweterigheid nie, geen meerderwaardigheid nie, geen hoogmoed nie, geen eie opinie en voorkeure nie. Die woord van God bepaal, hy bepaal. Geen vyandskap, geen vergelding van straf gesoek nie. God sal dit doen eendag. Maar nou lewe ons in die genadetyd en ons verteenwoordig Jesus Christus se genade en sy liefde en dis hoekom ons met mekaar praat. En wil jy 'n voorbeeld hê daarvan, waar dit regtig gedoen was, en wat die Here 'n wonder gemaak het daarmee? Joshua 22. In die Ou Testament sien ons wat bedoel hy met wat hy vir ons leer in die Nuwe Testament. Daar is dit. Gaan lees dit gerus weer deur en kyk hoe God hierdie proses wat hier gebeur het, gebruik om presies te doen wat hy wil hê ek en jy vandag moet doen. Daar's nog een laaste ding wat ek vir jou moet sê, wat ons nooit moet vergeet nie. En dit is eintlik dat dit nie ek en jy is nie. Daar is net een wat ingryp en terugbring na God se waarheid toe. Daar is net een wat vrede bring met God en ons onder sy heerskappy bring.
Hy het daardie pad oopgemaak. Nie een van ons sou kon nie, maar hy, God het die pad oopgemaak, self. Toe Christus gekom het en in sagmoedigheid nie net kon vermaan en tot bekering geroep het nie, maar wat in nederigheid ons ontrouheid en ons minagtende sonde op hom geneem het en daarvoor betaal het. Daarmee maak hy 'n pad oop sodat ek en jy na elke vermaaning van die woord en van iemand wat met ons gepraat het, hy maak die pad oop dat ons weer by hom kan terugkom in Christus, aan die hand gevat en gelei deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat ander gelowiges op mense pad gebruik, maar dit is hy wat die werk doen en hy doen dit veral deur sy woord. Die Bybel. Elke keer. Maak die Bybel oop, leer wat sy wil is en hoor hoe hy jou terugroep, terugbring elke keer. God roep ons op. En hy gebruik ons om mekaar terug te bring na hom toe, na sy pad toe. Of, soos in hierdie geval, om net te gaan seker maak of jy regtig nog op hierdie pad is. Sal ons dan stil bly, sonder om ander te help en om aan hom getrou te bly? Kan 'n mens so liefdeloos wees, om net nie om te gee nie? Kan 'n mens so bang wees om net weg te kruip? En sal ons dit in 'n gees van sagmoedigheid doen? Sonder om die waarheid prys te gee of af te water. Maar sal ek gaan soos 'n kreupele om aan ander kreupele te help? Hy roep ons ook om te luister. Om te luister na hom, na sy woord en na elke ene wat ons daarna toe wil terugbring. Sal ons daarna luister? Sal ons regtig die woord ondersoek om te wil weet wat hy wil? En dan te hoor en te luister en terug te kom na hom toe? Sonder om te wil verdedig of kwaad te word? Sal ons eie interpretasies en slimmigheid en ons wyshede, sou ons eie oogklappe afhaal en in totale oorgawe aan hom en aan sy woord getrou bly? Antwoord hierdie vraag vir jouself. Sal ons getrou bly aan die Here? En elke inset daartoe waardeer, want ons het hom lief met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kragte. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Laat ons met mekaar praat en laat ons na mekaar luister. Laat ons na God luister wat deur 'n ander met jou praat. En laat ons dit in 'n gees van sagmoedigheid doen. Praat en hoor. Alles omdat ons alles aan hom onderlê, want hy bepaal hoe hy aanbid wil word. Geen eiewilligheid nie. Aan hom die eer alleen. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel. Here, ons het begin voorheen in ons vorige gebed al, dat ons nie net vra dat U ons sal leer nie. Ja, leer ons. Maar leer ons ook om dit te kan doen. Leer ons om U wil te doen. Neig ons harte. Here, U weet hoe fyngevoelig ons is en hoe vinnig ons op ons perdjie spring. As iemand sou durf om met ons te praat oor hoe ons U dien. Ons bely voor U, Here, dat ons baie meer terugbeklei vir selfhandhawing en vir ons onafhanklikheid en vir ons selfstandigheid. En baie minder luister na die perspektief wat U vir ons wil gee deur 'n ander.
Help ons om te onderskei dat dit wat ons ontvang van mense afkom. En dat ons onderskei in die gesprek, wat kom van U af, wat ons daarna luister, en dat ons die res aanvaar in liefde, sonder dat dit ons omkrap. Help ons om mekaar se harte te hoor, en nie vas te skop teen die woorde nie. Ag Here, wil U genesing bring in ons harte waar ons in die verlede al seer gekry het in die manier hoe kerkmense met ons gewerk het. Ook daarvoor vra ons, help ons om te kan vergewe. En help ons om elke keer 'n nuwe pad te kan loop, nie een wat vol rowe is nie, maar nuut en skoon gemaak, gesond gemaak is deur U. Maak ons harte gesond, Here, van al die seer kry in die verlede. En wil U ons voorgaan as 'n klein geloofsgemeenskap, dat ons hierdie wil van U sal doen, om mekaar te help, om voor U te kom en U te doen soos U wil. Wys vir ons hoe U ons as gemeente wil gebruik, om juis dit ook te wees vir ander gemeentes, in ons kerkverbande, in ons samelewing. Wys vir ons waar ons moet vra, en waar ons moet help, dat ander wat U aanhang, terugkom en bly by die waarheid. Help ons om dit nooit te doen in hoogmoedigheid nie, maar altyd in die sagmoedigheid van Christus alleen. Dat niemand ons ooit hoef tevrede te hou nie, maar dat ons mekaar help om te bly by U wil. Dankie dat ons mekaar ook kan opdra wanneer ons deur moeilike tye gaan. En dat ons juist soveel keer by mense kan sien in hulle beproewing hoe hulle die waarheid van Christus gebruik en hoe U hulle bemoedig en bekragtig. Ons sien dit in die lewe van hulle in ons midde. En ons wil hulle aan die opdra dat U hulle getrou sal hou in hulle getuienis van die lewe van Christus in hulle. En as dit U wil is, wil U vir hulle uitkoms gee. U kan gesond maak en daarom vra ons. U kan werk gee en daarom vra ons. Maar in alles vra ons dat U sal doen wat vir U verheerlik. En dat ons daarin ons vreugde sal vind. Ons wil vir Johan Steenkamp aan U opdra. En vir Wally de Koker en vir Anne-Marie Venter en vir Bram Jacobs. Ons wil vir Etienne en Marianne Fourie aan U opdra. Vir Lenay Burger en Siska Kutse wat al 2 swanger is, dra ons aan U op en hulle ou kleintjies. Vir Desiree Botes na haar operasie. Ag Here, ons wil elkeen van ons kinders aan U opdra, veral die kinders wat al uit die huis en uit die skool uit is. Dat daar waar hulle op hulle paaie is, ag Here, dat U vir hulle 'n God sal wees soos U vir ons beloof het in die doop. Dat U nie net vir ons 'n God sal wees nie, maar ook vir ons kinders en hulle kinders. Ag Here, wil U geloof werk in hulle harte. En waar U dit gedoen het, wil U hulle sterk maak in die geloof. Tot die heel ou kleintjies, Here, dat hulle nog eendag in hulle geslag en die geslagte daarna, wanneer ons lankal nie meer hier is nie, dat hulle die pilare sal wees van die waarheid van Jesus Christus, die waarheid wat U in die woord plaas, van hoe U gedien word. Ons wil die kerk aan U opdra wat oral in vervolging is. Hulle wat fisies vervolg word, die wêreld oor, net omdat hulle U naam bely. Maar nog meer, Here, wil ons kerke opdra wat van binne af met dwaalleer en met 'n eie willige samelewingsgesindheid